is die van danksegging, en nou moet ek nou sterk wees as ek deur hierdie ene beweeg. Moet er niks besorg wees nie, maar maak alles julle begeertes deur gebed en smeking, en veral met danksegging aan God bekend. Jy sien my vriende, wanneer ons die vrede beleef en die getrouheid van God, en mense my behulpsaam is, hy gebruik so 'n mooi woord, hy sê, my medewerkers, hy sê aan die medewerker, gaan vertel vir hierdie twee vroue, maar nie so die mekaar raak, en baie jou, hulle was ook medewerkers gewees, en daar begin iets groei van, hulle is nie vreemdeling, hulle is my medewerkers. Die Engels vertaal hierdie woord nogal baie interessant, hulle vertaal dit as my yoke fellow, dis nou iemand wat grappies maak met my nie, my yoke is 'n juk, is my mater, wat saam met my aan die juk trek. Nou dis interessant, jy span mos die osse nou in, ek nie self gedoen, ek hoor maar hulle sê so, want ek was nou al 'n bietjie jonger gewees toe, praat hulle van die juk waaraan hulle trek. Dan sit jy nou die sterk osse saam, en dat hulle saam sterk kan trek, want as een nou sterker as die ander een is, en hy gaan skeef, wat gebeur? Dan gaan hy baas skeef, of jou ploeg gaan skeef, en dan hoor ons sit van die dwarstrekker, hy is nou sterker as jy, en jy is nie so sterk, dan gaan hy nou dwars. Maar wanneer jy praat van 'n yoke fellow, dan is dit iemand wat agterkom, trek 'n bietjie sterk, en ek is nie so sterk nie, dan gee 'n bietjie skiet, dat ons reguit trek. Ek sal nou sê, ek weet meer as Dominee Johan nie, en Kenneth nie, en Chris nie, daai mense gee my baie grys hare. Dan kom hulle met 'n voorstel en hulle hop hier rond, dit gaan net so, nee, dit gaan so werk, en dan sien ek al die dinge wat voor lê, want ek was al daar. Dan wil ek mos altyd nee sê, maar dan gee jy skiet, en dan hardloop ons, en as die dinge skeef loop, dan help ek hou dit teen hulle, ek sê nie vir, ja, maar ek het vir julle gesê nie, ons staan, want ons is saam in dieselfde wa. Ons is yoke fellows, en hoekom ek dit hier bysit by danksegging, ek is so dankbaar vir Tygerberg Gesinskerk. Want van ons hier gekom het ons nog in die saal was, het ek gesien, hierdie is mense wat saamtrek. Die bejaardes geniet die dienste saam met ons. Musiek is partykeer 'n bietjie hard, musiek gaan partykeer 'n bietjie vinnig, die woorde, hulle sukkel om die woorde te sê, want die val staan van ons uit, jy weet, ek kan nie daai woorde sê nie. Maar die bejaardes is nog saam met ons. In die middellot het jy sit, en die jongeres, ons doen nie altyd dinge waarvan julle hou nie. Dis 'n bietjie vreemd, dis raserig as die mense aankom, ek wil stilte hê, maar jy kom sit maar hier, dit is nie geraas nie, jy kry jou stilte. Ek ervaar in hierdie gemeente, en die besoekers moet mooi luister, en ek herinner die res aan die voorreg wat ons het in hierdie gemeente, van mense wat saam trek, vul my hart met dankbaarheid, en dit bring 'n vrede in my hart. Ek het nog nooit in 'n gemeente soveel vrede beleef persoonlik as in hierdie gemeente nie. Daarom gaan die reeks oor gemeente wees. Ons is mense wat dankbaar kan wees. Nou moet julle net so 'n bietjie my vashou, en so minute wat oor die tyd gaan. In alle omstandighede moet ons dankbaar wees. Ek het 'n baie goeie vriend met die naam van Barney Collins, wat 'n hartoperasie gekry het 7 jaar terug. 'n Man wat vir my 'n ontsettende voorbeeld is. Nadat hy sy hartimplantaat gekry het 7 jaar terug, het hy 2 meestersgrade afgehandel. Hy lê nou in die hospitaal vir amper 6 weke nou. Hulle het hulle laat kom en gesê, hy gaan dit nie maak. Ek sit nogal op die gebedsgroep, hy het gemaak, hy is nog hier. Hy lê in die hospitaal en hy druk die rekenaar knoppie vir die finale afhandeling van sy meestersgraad. Hy lê daar, hy kan net, daar druk hy die knoppie. Niks kry hom onder nie. Ons gesels oor die siekte en die planne wat die dokters maak, en vir 'n oomblik, net vir 'n oomblik, vat ek in sy arm en ek sê vir hom, Boeta, dit is my so voorreg om vandag nog saam met jou te wees. En dat ek nog met jou kan gesels. En skielik verander ons gesprek van die operasie en die pyn en die tragiesheid van die operasie en die behandelings wat voor lê en alles wat nog skeefloop,
verander net so in 'n gesprek oor dankbaarheid. Ek moet dit vir julle lees. Die Here lê hierdie psalm op my hart. En ek word gevul met dankbaarheid. Hoe goed en hoe mooi is dit as broers eensgesind saam woon. Dis soos 'n reukolie wat van die kop afloop op die baard van Aaron tot by die soem van sy klere. Dis soos die dou van die Hermansberg wat op die berge val in Sion. Waar broers so saam woon, skenk die Here sy seën 'n lang lewe. En die gesprek wat pynlik moes gewees het, word 'n gesprek van vrede en dankbaarheid, en ek sê van hom, ek dank U vir 7 jaar wat ek vir jou ken, ek het eintlik voor hom geken, en waar hy vir my so baie beteken het. Hy is my teoloog, hy is in pastorale berading, hy is ook my mentor, hy is my toesighouer namens die organisasie waarna ons behoort, hy hou vir my dop. Ek kan vir hom enige raad vra, en wanneer hy terugkom met 'n antwoord, het hy geweet hy het navorsing gedoen. Ek dank die Here vir vriendskap. In Judea en Sintugge, julle twee wat so vashak, ek wens so, julle kan dit ontdek. Ek wens so 'n man en 'n vrou wat vanmôre ongelukkig hier is, kan dit ontdek. Iemand miskien aanlyn of in die gemeente hier wie se huwelik op 'n moeilike punt in julle lewe is. Leer om te begin dankie sê. En jy sal agterkom, jou begeertes bring jy na die Here toe. Gebed, en smeking en danksegging, en die musiekgroep kan maar so lank vorentoe kom, die aanbiddingsgroep. Die Bybel sê, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend, en dan die kosbare belofte, die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle gedagtes, julle hart en julle gedagtes die wag hou, want God wil hê dat ons vrede moet hê. Fokus in ons lewens is om nader aan God te kom. Nader my God by U, steeds nader by U, alles sal ook 'n kruis nodig vir my, dan sal my lied nog bly, nader my God by U. Al is ek ver op reis, dwaal ek alleen, moet ek snags my hoof rus op 'n steen, bring my drome my, nader my God by U. Dan sien ek my gees oog hemel leer, en die engele daarom hoog daal weer neer, hulle wink en roep vir my, nader my God by U, kom terug Bethel toe. En as ek ontwaak, vol van lof, rig ek my aandaar daar op uit die stof. So kan beproewing my lei, nader my God by U. As jy swaar kry, jy word nie gestraf nie. Ons maak soos 'n hond, wat 'n goeie hond is, as hy pak kry. Wat doen hy? Hy kruip nader. Hy kruip nader, hy hardloop nie weg nie, hy kruip nader.